Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Outeniqua berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxydeo Tuinroete. Goeiedag vriende, as ons nog ontmoet het nie, ek is Gerard, dit is my voorreg om vir jou baie welkom te sê by Doxydeo Tuinroete se aanlyn boodskap. Ons skop vandag met 'n nuwe preekreeks af, maar voordat ons dit doen, kom ons bid eers saam. Vader, baie dankie dat U ons liefhet, dat U aan die werk is, dat U deur U Gees in ons woon, en dat U besig is om ons al hoe meer te help om in te sien dit waarvan U ons deel maak. Dankie vir die oomblikke wat ons kan besig wees met U woord, eintlik U woord wat besig is met ons. En dankie Here dat as U praat, skep U skep nuwe dinge. Kom doen dit ook so in hierdie oomblikke, in Jesus se naam. Amen. So ons skop vandag 'n nuwe preekreeks af met ander woorde. Nee, dis regtig die naam van die reeks. Met ander woorde. Ons almal ken die uitdrukking, jy het dit al gehoor, jy het dit al self gesê, jy's in 'n gesprek, iemand sê iets en jy sê, is dit wat jy sê? Met ander woorde? Nee, dis nie, en so help ons mekaar om by 'n beter verstaan uit te kom. Met ander woorde, in ander woorde. So dis wat jy eintlik vir my sê. Ons ken daai manier van gesprekvoering. As die gesprek oor iets gaan wat nie belangrik is met ander woorde nie so belangrik nie, né? Ons sit nou dag in 'n restaurant en die kelner moes 3 keer vir ons met ander woorde verduidelik wat op die menu aan die gang is. Dis nie so belangrik nie. Maar as jy by 'n dokter sit en hy maak 'n diagnose en hy vertel van die behandeling, hy of sy natuurlik, dan is die interpretasie van dit baie belangrik. Dokter, is dit wat jy sê? Met ander woorde, en so is daar 'n gesprek, 'n baie belangrike gesprek. In geloof is dit natuurlik ook so. Ek en jy het nodig met ander woorde. Ons praat baie keer so in die kerk, as ons oor die Bybel praat, né? Met ander woorde, dit is geskryf in 'n wêreld wat baie anderste was as ons wêreld. Met ander woorde, dis wat hier bedoel word. Is 'n kerndeel van menswees, is dit nie? Dat my en jou perspektief is beperk. Ons insig is beperk en ons het gesprekke nodig. Ons het met ander woorde nodig om by 'n dieper verstaan, dieper betekenis, dieper belewenis uit te kom. As dit nie belangrike gesprekke is nie, is met ander woorde nie so belangrik nie. As dit belangrike gesprekke is met ander woorde baie belangrik. Vriende, die belangrikste gesprek waarna ek en jy kan deelneem, is die gesprek oor Jesus. En ek wil eintlik so ver gaan om te sê, dis die belangrikste gesprek wat op die wêreld, in die wêreld aan die gang is. Die gesprek oor Jesus. Ongelukkig vir baie mense, vir baie van ons, vir baie ander Christene, is die evangelie, die goeie nuus oor Jesus op so 'n manier vertel, oorgedra, of miskien moet ek eerder sê, ons het dit op so 'n manier gehoor, dat die belangrikste vraag is, waartoe gaan jy as jy doodgaan? En dit het saamgekom met 'n groot stuk vrees. 'n stuk vrees wat baie mense nog tot vandag toe sukkel om af te skud. Wel, ek dink almal van ons van tyd tot tyd sukkel om daai vrees af te skud. Maar ongelukkig wat dit doen, is dit sit my en jou in die middel van die gesprek. Is ek okay? Gaan ek dit maak? My persoonlike verhouding met die Here. Ons is in die middel en Jesus word 'n middel tot 'n doel. En in 'n sekere sin is dit wat ons die hele jaar, verlede jaar probeer doen het. Ons het mekaar probeer help om te sê, nee, die gesprek se middelpunt is Jesus self.
Hy is die middelpunt. En wanneer jy Jesus in die middel van die gesprek insit, sien jy dat die gesprek oor Jesus baie groter is as wat ons gedink het. Jesus in die middel van die gesprek en dan raak met ander woorde baie, baie belangrik. Gesprekke. Want dis hoe ons by 'n dieper betekenis en 'n dieper belewenis uitkom. Jesus in die middel van die gesprek, dis hoe dit in die skrif is, né? Op 'n stadium sê Jesus vir die Fariseërs, julle ondersoek die skrifte, omdat julle dink dat die ewige lewe daarin te vind is, en dit is juis hulle wat oor my getuig. Jesus is in die middel van die gesprek in die skrif. Jesus is in die middel van die gesprek wat die Heilige Gees met ons het. Jesus self het gesê, maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei, want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle bekend sal maak. In die middel van die gesprek van die Gees, met elke gelowige en met Jesus se kerk, is Jesus self. In die middel van die gesprek wat in die hemel aan die gang is. Onthou jy, ons het aan die begin van die jaar met ons reeks Niet en Anders van hierdie skrifgedeeltes gelees. Openbaring 5 vers 6, en ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon, dis die troon van God, en die 4 lewende wesens, en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Johannes kyk in die hemel in, en wat sien hy? Die troon, die 4 lewende wesens, wat die hele skepping verteenwoordig, die 24 ouderlinge, God se volk, Ou en Nuwe Testament, en in die middel, die lam wat geslag is. In die middel van die gesprek wat in die hemel aan die gang is Jesus self. En in 'n sekere sin is dit deel van wat ons as 'n bediening, as Doxadeio, glo ons geroep is om te doen, om die gesprek oor Jesus te verander. My en jou redding is nie in die middel nie. Jesus self is in die middel. En die gesprek oor Jesus is baie groter as net ons redding. Natuurlik sluit dit in. Natuurlik, as jy Paulus in Efesiërs skryf oor alles waarvoor hy God prys, dan het hy 'n hele lysie goed wat hy God prys vir wat God vir ons in Christus gedoen het. Jy kan dit gerus gaan lees. Hy begin by die feit dat God ons in Christus geseën het. Hy het ons gekies. Hy het ons aangeneem as sy geliefde kinders. Hy het ons bevry deur sy bloed. Hy het ons sondes vergewe na die rykdom van sy genade. Al die goed waaroor ons baie praat en wat ongelukkig baie keer in die middel van ons gesprekke is. Dit wat God vir ons gedoen het in Christus. Dis deel, dis definitief deel, maar die middelpunt is Christus, dis in Christus. En dan in daai gesprek, wat Paulus in Efesiërs 1 het, sê hy dat daar 'n doel is met al die dinge. Selfs ons redding, al die dinge waarvoor hy God prys, wat God vir ons in Christus gedoen het, is deel van 'n groter doel. Efesiërs 1 vers 10, onthou jy, ons het al 'n paar keer hieroor gesels. God het 'n doel om die volheid van die tye te reël. God bestuur geskiedenis. Met wat 'n doel? Met die doel om alle dinge in die hemele, sowel as op die aarde, onder een hoof in Christus te verenig. Alles wat in die hemel is, alles op die aarde, onder een leier, Jesus, die Christus, die gesalfde koning. Ons redding is deel van daai doel. Alles wat voor dit en na dit kom, in geskiedenis, bestuur God met een doel. Alle dinge wat in die hemele is, sowel as wat op die aarde is, onder een leier, een koning, Jesus die Here. Die gesprek oor Jesus is groter. Dit sluit alle dinge in, maar hy is in die middel. Hy is die vertrekpunt van die gesprek. En vriende, dit is die gesprek
waarvan God ons deel gemaak het. Dis wat dit beteken om in Jesus te glo. Jy's deel, soos ons jaarthema laas jaar was. His glory, our story. Ons is ingesluit by dit wat God in Christus beplan het, begin doen het en gaan uitvoer totdat hy alles klaar finaal nuut gemaak het. Ons is ingesluit. His glory, our story, our conversation. Hier is met ander woorde baie belangrik as Jesus in die middel is. En dis die doel wat God het met Jesus om alle dinge in die hemel, alle dinge op die aarde by mekaar te bring. Jy's ingesluit in hierdie gesprek. Hoe stel Johannes dit? 1 Johannes 1 vers 3. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Die woordjie gemeenskap is die Griekse woordjie koinonia. En hierdie woordjie beskryf 'n fellowship, intieme gesprekke en partnership. Daar's 'n doel aan hierdie saamwees, aan hierdie eenheid, aan hierdie gesprek. Daar's 'n doel, vennootskap, fellowship en partnership, vennootskap. Johannes sê, ek en jy is deel van 'n vennootskap met die Vader en die Seun. God het ons ingetrek in 'n gesprek in, wat 'n doel het, alle dinge in die hemel, alle dinge op die aarde onder een hoof. Jy's ingesluit. Jy is so ingesluit. Jy is so deel van hierdie gesprek. Is dit nie hoe Jesus ons leer bid het ook nie? Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, U koninkryk kom, U wil geskied soos in die hemel, so op die aarde. En wat is bid anders as gesprek? Ons is deur wat Jesus kom doen het in 'n gesprek ingebring. 'n Gesprek met die Vader en die Seun. 'n Gemeenskap, intieme fellowship en partnership. Jy is so ingesluit. Hoor wat God gedoen het met jou. Ons het in ons vorige reeks Niet en Anders hierdie skrifgedeelte gelees. Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van ons oortredings, op grond van sy groot liefde waarmee hy ons liefgehad het, saam met Christus lewend gemaak, uit genade is julle verlos. Ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam laat sit in die hemel. Met ander woorde, vriende, terwyl ek en jy hier in die tuinroete woon en werk en gemeente is, al hierdie dinge, is ons terselfdertyd in Christus, in die hemel. Dis nie iets wat ek en jy bereik het nie. Dis terwyl ons dood was. Net so min as wat jy jouself van jou eie skoenveters kan optel. Net so min kon jy jouself deel maak van hierdie fellowship en partnership van God self. Maar toe ons dood was, in ons sonde, in ons doelmislewe, het God ons daar kom haal. Jy kan nie jouself optel en in hierdie gesprek insit nie. Nee, maar God het in Christus ons saam opgewek, saam laat sit in die hemel. Daar's 'n tema wat dwars deur die Bybel loop. Die kring waarin jy sit, bepaal die pad wat jou lewe volg. Ons sien dit in Psalm 1, né? Onthou jy, ons het laas jaar ook uit Psalm 1 uitgesels, geseënd is die mens, wat nie loop volgens die raad van die goddeloses, of staan op die pad van die sondaars, maar waar begin dit? Of sit in die vergadering, in die kring van die spotters nie. Paulus sê dit in 1 Korintiërs 15 ook. Hy sê, moenie dwaal nie. Wat maak dat mense dwaal?
dat hulle bietjie die koers mis wat God vir ons bedoel het. Slegte gesprekke bederf goeie sedes. Die kring waarin jy sit bepaal die pad wat jy loop. Dit bepaal die koers van jou lewe. Hoor, wat het God met jou gedoen? Ek wens dat dit die met ander woorde word wat mense sê as hulle sê Jesus het vir ons sonde gesterf. Met ander woorde, toe Jesus sterf, toe sterf daar 'n ou Gerard, 'n ou jy, 'n ou mensdom tot 'n einde gekom, die mens in Adam. En toe Jesus uit die dood uit opstaan, toe wek God ons saam met hom op. En hy laat ons saam met hom in hemelse plekke sit. Ons is saam in Christus opgewek en ons sit in hemelse plekke. Baie Christene wil hemel toe gaan, jy's klaar daar. Dis wat Christus kom doen het. Jy sit in daai gesprek. En in 'n sekere sin is dit 'n gesprek wat God met homself het. Ons woorde skiet hier te kort. Ons dink begrippe uit soos drie eenheid net om te probeer verduidelik. As Johannes in die hemel inkyk, onthou jy, in die middel van die troon van God, die Skepper, daar waar die skepping verteenwoordig is, God se volk verteenwoordig is, in die middel van die troon van God is die lam wat geslag is. Hoe Jesus sê, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. In die middel van die troon van God is die lam wat geslag is en 7 horings, 7 geeste, die volmaakte werking van die Gees kom vanuit hom hier op aarde. Dit is 'n gesprek in die drie eenheid. Ons fellowship, partnership is met die Vader en met die Seun. En jy is opgewek in Christus en jy sit in daardie gesprek. En vriende, natuurlik, is my en jou eerste reaksie as ons dit besef. Ons besef God se troon en 'n geslagte lam. En dis hoe die volmaaktheid van die Gees werk. As dit die gesprek in die, soos ons dit noem, drie eenheid is, dan het God heeltemal ander woorde kom gee aan koninkryk, aan heerskappy, aan gesag, al die dinge. In die middel van dit alles is 'n lam wat geslag is. Dan is heerskappy en God se selfopofferende liefde die kern van die gesprek in die hemel. Die gesprek waarvan ek en jy nou deel is. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar voordat Jesus gesterf het, het hy vir my en jou gebid. In Johannes 17 is die gebed opgeteken en op 'n stadium in die gebed bid Jesus. Hy sê, ek bid egter nie net vir hulle nie, dis nou die disippels wat daar was, wat reeds in hom glo, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo. En hier's ek en jy. Daai woorde is oorgedra. Soos Johannes gesê het, wat ons gesien het, gehoor het, aangevat het, het ons verkondig, sodat julle met ons gemeenskap kan hê, en ons gemeenskap, ons partnership en fellowship is met die Vader en die Seun. Daai woorde is tot hier by my en jou gekom, deur die Heilige Gees, deur mense, en nou glo ons. En Jesus bid, dat hulle almal een kan wees. Net soos u Vader in my is en ek in u, en dat hulle ook in ons kan wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die hulle is ek en jy. Ons is nou deel van hierdie kring. Die Vader, Seun, Heilige Gees. Die skepping wat verteenwoordig is in die hemel. Die 24 ouderlinge. Ons is deel van daai gesprek. En God het dit met my en jou gedoen, terwyl ons gesprekke doelloos was.
terwyl ons lewens 'n pad gestap het wat verdwaal was, het God ons opgetel in 'n nuwe gesprek. En hoor dan wat bid Jesus verder. Ek het u naam aan hulle bekend gemaak en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde waarmee u my liefgehad het, in hulle kan wees en ek in hulle. Jy kry die tema oor en oor in die Ou Testament. As God sy naam op 'n plek sit, is dit hy self wat daar kom woon. Die naam van God kan opgesom word in die liefde van God wat ons in Christus leer ken. En Jesus wil aanhou, en dis wat hy besig is deur die volmaakte werk van die Heilige Gees in jou en in my lewe. Maar hoe wil hy aanhou om ons te help om hierdie liefde te leer ken? God het ons in Christus opgewek in 'n nuwe gesprek. Jy's ingesluit. Jy sit in Christus in die hemele. En daarom kan ek en jy liefde in waarheid leer ken, want ons is nou in gesprek met liefde homself. En die middelpunt is die lam wat geslag is. Ons jaartema hierdie jaar, marked by his glory. Dis ons kenmerk. Nee, dis nie die regte woord nie. Dit is, ons is gemerk, ons is bedoel, ons is bestem vir God se heerlikheid, his glory, Jesus se koningskap, hierdie groter gesprek oor Jesus, alle dinge in die hemel, alle dinge op die aarde, onder een leier. As jy oor Jesus reg praat, praat jy oor alles, net met 'n nuwe middelpunt en 'n nuwe vertrekpunt, Jesus self. Alle dinge het met hom te doen, alle dinge is nou onder sy gesag, maar nou wil hy die dinge in die hemel en die dinge op die aarde by mekaar bring, onder sy leierskap. We are marked by his glory. Dis hoekom ons hier is. Maar hoe? Hierdie jaar se tema, marked by his glory, known by his love. Kan jy verstaan hoekom God ons opgewek het en in 'n nuwe gesprek gesit het? En kan ek sê, dit help my nogal. Ek weet dis moeilik. Dis 'n misterie om te sê, ons is hier in die tuinroete en in die hemel. Ek weet dis moeilik om te kan verklaar, dis 'n misterie. Daar's 'n onsigbare deel, die hemelse, en daar's die sienlike deel, dit wat ons kan waarneem, die hele heelal soos ons dit ken, wat ons met wetenskap kan navors. Daar's al twee, en nou in Christus is ons nie meer doelloos hier op aarde besig met gesprekke net wat niks beteken nie. Ons is ook deel van 'n hemelse gesprek. Ons gemeenskap is met die Vader en die Seun deur die Heilige Gees. En God het ons in daai gesprek ingetrek, sodat ons liefde kan ken. Want dit is hoe hy alle dinge in die hemel, alle dinge op die aarde, by mekaar bring, onder Jesus se koningskap, Christus, die gesalfde koning. So vriende, ons bediening, Doxa Deo, kan nie bekostig dat jy nie jouself sien as ingesluit in die gesprek. Ons kan dit nie bekostig. Jy gaan moet anders begin dink oor jouself. Jy's ingesluit. Met ander woorde, jy is in Christus wie jy is. Christus is jou identifikasie. Die kring waarin jy sit, die familie aan wie se tafel jy sit, is die Vader, Seun, Heilige Gees. Dis in sy naam wat jy gedoop is, en jy sit aan sy tafel. Jy's ingesluit. Jy is in Christus. In Korintiërs, ons gaan die jaar baie keer uit die Korintiërs briewe uit, is dit hoe Paulus begin. Dis hoe hy met alles begin. Dis hoe die gesprek ook gaan, jou deelname aan die gesprek gaan begin, as jy besef, jy's in Christus. 1 Korintiërs 1 vers 2, die gemeente wat clueless is, wat onvolwasse is, maar nog steeds hoor wat sê hy aan die gemeente van God in Korinte,
wat in Christus Jesus geheilig is deur God. Ons is sy gemeente hier in Tuinroete, maar ons is in Christus ook. En ons is in Christus sy geheiligdes, mense wat aan sy tafel sit en deelneem aan hierdie gesprek. Dit help nie, ons praat verder, as jy jouself nie deel sien nie. Jy's ingesluit. Jy het saam met Christus gesterf. Jou ou idees oor koninkryk en liefde, jou ou identiteite, het saam met Jesus gesterf toe hy sterf. Is dit nie wat Romeine 6 sê wat die doop beteken nie? Hoekom moet ons saam met Christus gesterf het? Sodat, Romeine 6 vers 4, net soos Christus deur die magtige heerlikheid, die heerlikheid van hierdie God wat lief het, ryk in barmhartigheid is, groot in genade. Hy's net goed. Daai krag van sy goedheid en sy liefde, toe Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood uit opgewek is, ook ons so in 'n nuwe lewe kan wandel. Jy's in 'n nuwe gesprek ingetrek, sodat jy nuut kan lewe. Die missie van Doxadeo kan nie bekostig dat jy jouself nie ingesluit sien nie. En as jy moet op 'n klip gaan sit, gaan doen dit. Maar ek dink, ons het mekaar nodig. En dis presies waaroor hierdie gesprek oor in Christus in die hemel gaan. Onthou jy wat Paulus sê? Hy sê, ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam laat sit in die hemel. Die missie kan nie bekostig, laat jy dink dit gaan net oor jou persoonlike verhouding met die Here nie. Ons is saam. Hoe sê Johannes? Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. Ons is in hierdie selfe partnership en fellowship met die apostels. Ons gemeenskap is met die Vader en die Seun, partnership en fellowship van die Vader en die Seun, maar dit is saam. Ek dink nie ons besef die omvang en die grootheid van wat dit beteken om gemeente te wees nie. Dis nie ek alleen wat met die Here praat en dinge op my eie uitfigure nie. Dis nie so design nie. Dis nie hoe God werk nie. Hy het ons aan mekaar verbind. Op 'n stadium praat Jesus juis oor gesprekke in die gemeente. Matteus 18, jy kan dit gerus gaan lees. En die gesprek gaan nogal wanneer mense goed teen mekaar het. Wanneer iemand iets verkeerd gedoen het aan jou. Hoeveel keer is dit die kere wanneer mense hulle self onttrek? Nee, ek het seer gekry in die kerk. Ek ook. Ons almal het al. Want ons is mense, dis wat mense doen. Mense stel te leer baie keer. Mense kom te na, mense sê goed wat hulle nie besef, dit maak seer nie. Maar daar's nie 'n onttrek opsie nie. Dis nie daar nie. Hoe wil jy onttrek as jy 'n pinkie is aan 'n liggaam? Hoe? Jy kan nie. Jesus sê dan nee, jy gaan en jy gaan praat. En as jy gepraat het en jy die broer gewen, fantasties. As dit is nie gewerk het nie, dan vat jy iemand saam. En dan sê Jesus iets oor gemeente wees wat die Jode baie goed verstaan het. Ons sukkel 'n bietjie. Hy sê, want waar 2 of 3 in my naam byeen is, daar is ek in hulle midde. Ons quote daai versie as daar te min mense opdaag vir 'n byeenkoms. Ons is clueless. Die Jode, meeste van hulle het nie gebly in Jerusalem waar die tempel is. Hulle het op allerlei ander plekke gebly. En die Mishnah, een van hulle gesaghebbende geskrifte wat vir hulle verduidelik het hoe hulle God dien, het gesê, ek lees dit vir jou, when two sit together and words of Torah pass between them, the divine presence rests between them. When 3 eat at one table and speak the words of Torah, there it is as though they have eaten from the table of God. As jy in die hemel inkyk, Jesaja, dan sien hy die serafs en in die middel is God se teenwoordigheid, sy heerlikheid in die middel. As Jesus sê, as die Jode gesê het, wanneer julle Torah met mekaar praat, 2 of 3, in die middel is God se heerlikheid, beteken dit so goed hulle is in die tempel in Jerusalem.
Dis so goed, hulle is daar en God se heerlikheid, die tempel, en onthou wat die tempel is, né? Ons lees al in Genesis 28, wat is die huis van God? Dit is niks anders as die huis van God nie, dit is die poort na die hemel. So vir die Jode was 2 of 3 en Torah, dis die wet van Moses, die eerste 5 boeke wat gepraat word, die manier wat hulle amper getransport word. Hulle is in Jerusalem, in die heilige teenwoordigheid van God en in die tempel, en onthou, vir hulle was dit nie soos 'n kerkgebou waar toe mense saamkom net nie, of waar mense saamkom nie. Nee, dit was 'n plek waar hemel en aarde bymekaar kom, dit was 'n poort na die hemel. Hemel en aarde kom bymekaar daar in die tempel. Wat sê Jesus nou? Jesus sê, as 2 of 3 van julle in my naam saam is, daar waar Jesus in die middel van ons gesprek is die plek waar hemel en aarde bymekaar kom, waar ons eintlik deelneem aan die gesprek in die hemele, sodat die koninkryk soos in die hemel, so op die aarde kan kom. Vriende, ek en jy, ek dink nie ons besef die omvang, die krag van wat gebeur as gemeente, as ons as individue wat in Jesus glo saamkom nie. Dis hoe die gesprek, dis hoe ons deelneem aan die gesprek wat in die hemel aan die gang is. Saam. Jy kan nie bekostig en ek kan nie bekostig dat ons onsself nie sien as ingesluit nie, maar ons kan ook nie bekostig dat ons dink ons is alleen in hierdie gesprek met God nie. Ons is nie. Dis saam. Hoe Jesus ons leer bid, ons Vader. Is in hierdie gedeelte wat Jesus ook sê, wat julle ook al op aarde bind, sal in die hemel gebind wees. Wat julle ook al op die aarde ontbind, sal in die hemel ook ontbind wees. Baie mense, baie teorieë wat dit kan beteken, maar hoor die krag van die gesprek, van die gelowiges in saamkom en Jesus in die middel van daai gesprek is. As 2 van julle op aarde saamstem oor enigiets wat julle vra, sal my Vader in die hemel dit aan julle toestaan. Daar's 'n krag. Hoekom is daar 'n krag wanneer ons saamkom en deelneem aan die gesprek in die hemel? Want dis hoe ons die kern van God se krag leer ken. Sy liefde, nie my en jou persepsie van liefde nie. Ek en jy gaan nooit God se koninkryk en sy plan hier op aarde kan verteenwoordig. Alles in die hemel, alles op die aarde saam onder Christus. Ons gaan dit nooit kan verteenwoordig as ons met ons idee van koningskap, van heerskappy, leierskap, gesag en met ons idee van liefde na hierdie wêreld toe gaan nie. Ons vertrekpunt is die gesprek in die hemel. Jy is in Christus. Ons is saam in Christus. En daarom is so gesprekke met mekaar so belangrik. Vriende, ons as leierskap en ons as voltydse personeellede hier in die Doxadale bediening kan platforms skep. Ons kan alles doen en ons doen baie moeite sodat jy kan deelneem, want ons verstaan ietsie, nog baie min, maar ons verstaan al iets van die krag wat daar is. Die wêreld soek antwoorde, die kerk sit met die antwoord. Christus onder julle, die hoop op heerlikheid. So ek wil jou uitnooi, ons missie kan nie bekostig, God se missie kan nie bekostig dat jy jouself nie ingesluit sien nie, en dat jy nie besef ons is saam opgewek. Hier is die gesprek, en hier is hoe ons die gesprek, wat in die hemel aan die gang is, engage, is met mekaar, waar Jesus in die middel is. En dan natuurlik, die missie, die missie van God se heerlikheid, Doxadale, wat die aarde vul, kan nie bekostig, laat jy besef jy's in, en besef is 'n saam ding, maar dat jy dan nie deelneem nie. Jy moet deelneem. Niemand kan namens jou deelneem nie.
En partykeer is die beste deelname om aandagtig te luister. Wat is die met ander woorde? En dan te sê, en dan kan iemand ook iets sê. En dis hoe die Gees, die volmaaktheid van die Gees werk, wanneer die lam in die middel is, kom ons al hoe meer saam tot 'n dieper verstaan van betekenis en belewenis van sy liefde. En dan kan ons om verteenwoordig, sy koningskap verteenwoordig en deelneem aan God se doel, soos in die hemel, so op die aarde. Jy moet deelneem. Ek onthou toe ons studente was, het hulle ons laat insit op die vergaderings waar die pastore nou is. Maar hulle het gesê, jy het 'n waarnemerstatus. Jy neem nie deel nie. Jy neem net waar. Dis nie jy nie. Daar's nie waarnemers nie. Daar's net deelnemers. Dis wat koinonia beteken. Vennootskap. Deelnemer. Hierdie missie het nodig dat jy jouself sal sien as ingesluit. Die missie het nodig dat jy sal besef ons is saam opgewek in Christus. En die missie het nodig dat elke een van ons, niemand kan namens jou deelneem nie. Wie so Paulus het stel. As julle dan, in Kolossense 3 vers 1 tot 3, as julle dan saam met Christus opgewek is, streef na die dinge wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit, bedink die dinge daarbo, nie die dinge op die aarde nie. Julle het immers gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Ek kry weer daai prentjie. Ons is in God self ingeneem, in die gesprek wat hy met homself het en met die hele skepping verteenwoordiging en met sy hele volk het. Ons is in daai gesprek nou. Maar jy moet bedink. Jy al gesien, niemand kan namens jou dink nie. Jy kan jou klere vat om te gaan was, jy kan jou kar vat om te diens, maar jou brein is jou verantwoordelikheid. Wat jy dink is jou verantwoordelikheid. En ek en jy moet nou deelneem. En vriende, dis hoekom ons platform skep vir gesprekke. Sodat jy kan, nommer 1, jouself sien as ingesluit. Nommer 2, jouself sien jy's verbind met ander gelowiges. En nommer 3, dat jy kan begin deelneem. Praat saam. Dink saam. En asseblief moenie hoor wat Paulus hier sê, bedink die dinge daarbo, nie op die aarde, dat die koninkryk van God niks te doen met die aarde nie. Jy weet nou al, dit kan nie wees nie, né? Soos in die hemel, so op die aarde. Alle dinge in die hemel, alle dinge op die aarde onder een hoof. Dit beteken ons vertrekpunt is nie die gesprekke van CNN en BBC. Ons vertrekpunt, ons praat oor daai goed, maar ons vertrekpunt is ons gesprek in die hemel. Jesus is koning. God is aan die werk met die volmaakte werk van die Heilige Gees. Nou, deur die lam. En ons is deel van daai beweging en daai gesprek. Dit is mission critical. Dat jy jouself sal sien as in Christus. Saam met ander. En dat jy sal begin bedink. En begin deelneem. Want dit is hoe ons die liefde van God in waarheid leer ken, sodat ons dit kan weerspieël. En vriende, dis waarmee die reeks my en jou gaan help. Ons gaan met ander woorde wat vanuit die hemel kom, gaan ons gesels oor liefde. Met ander woorde, wat sê God drie-enig? Wat sê die hemel oor die troon en God se liefde? En jy kan nie die twee skei nie. Jy kan nie liefde sonder die troon nie, en jy kan nie troon sonder liefde nie. Dan kry jy ander goed, ander gesprekke. Hierdie gaan saam. En in die reeks gaan ons juis oor dit gesels. Want God se liefde het baie dimensies. God is lig, God is liefde, soos wat 'n lig deur 'n prisma skyn en in verskillende kleure lig verdeel. So is daar baie dimensies in God, in sy liefde, in sy krag, die krag van sy liefde. Sy heerskappy. En in hierdie reeks gaan ons mekaar help met ander woorde. Marked by his glory, known by his love. Hoe lyk dit in die praktyk? Maar ons kan nie verder praat nie, as jy nie jouself ingesluit sien nie. En kom ons help mekaar met dit. Kom ons moedig mekaar aan. Jy is in Christus. Ons is saam opgewek in Christus. Ons kan nou almal deelneem. Ons almal het 'n aandeel in hierdie vennootskap.
Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hierdie is die woord, hierdie is die met ander woord wat U oor ons lewe uitgespreek het. Christus. Ons lewe word opgesom, ingeneem in daai woord in. Ons is in Christus. En ons het gesprekke nodig, Here. Ons perspektief, ons insig is beperk. Ons het gesprekke nodig. Dankie dat U ons vir mekaar gee. Dankie vir die Bybel. Dankie vir die Heilige Gees, sodat ons saam kan groei na dieper insig, dieper betekenis en belewenis van die liefde van God in Christus. We are marked by your glory. Let us be known by your love. Ons glo, Here, vanuit die woord uit. Dit is hoe U alles in die hemel, alles op die aarde bymekaar bring. Dinge nuut maak, dinge vul met 'n nuwe teenwoordigheid. Die krag van U liefde. Heilige Gees, leer ons. Help ons, Here, om onsself ingesluit te sien. Help ons om te besef, dit is nie meer my persoonlike verhouding net nie. Dis ons, en help ons om deel te neem. Ja, my persoonlike verhouding, my persoonlike insette maak saak, omdat dit deel is van 'n groter geheel. Help ons, Here, en kom maak U woord wat U in Christus gespreek het oor ons as 'n bediening en ook deur ons. Kom maak U dit, die waarheid, 'n werklikheid, deur die krag van die Heilige Gees. Dit bid ons vir mekaar, in die naam van Jesus. Amen. Ek sien uit dat ons saam kuier volgende week, en die week daarna, en die week daarna, terwyl ons verder gesels met ander woorde, oor die liefde van die troonkamer van God, sodat dit die aarde kan vul. Die Here seën vir jou.